van die konings, die heilige, die almagtige. Ons loof U vir die grootheid, vir die goedheid, want dit wat U doen, is alles uit liefde uit. Daarom dank ons U vir die groot liefde, wat ons nie altyd verstaan nie. In die naam van Jesus loof ons U. Amen. Is die glorie en die aandacht van die Heer, die allerhoogste van de liefde, is zijn koninkrijk gegeven. Hij behoort die einde op die wolken komt hij weer, hij is koning, hij regeert. So halleluja, lof en prijs om halleluja, lof en prijs om halleluja, hij is koning, hij regeert. Jezus, ons Christen kan voor altijd zal bestaan. Hij beschermt elke mens wat in geloof kan gaan. Hij is ons heilig, hij is ons wapen, hij is die vijand reeds verslaan. Hij is die rots waar eeuwig staan. Lof en prijs om halleluja. Lof en prijs om halleluja. Lof en prijs om halleluja. Hij is die rots waar eeuwig staan. Kom heel nou in die stoflied, hef jou handen op naar boven. Laat wat syne slaan om tromme en kom dans voor Godse woord. O leef in die oorwinning van sy woord waar is ons woord, want sy woord sal ewig staan. Lof en prys om halleluja, lof en prys om halleluja. Lof en prijs om halleluja, want sy woord sal ewig staan. Lof en prijs om halleluja, lof en prijs om halleluja, lof en prijs om halleluja. Want sy woord sal ewig staan. My reden en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Wanneer die hele schepen zal bestaan, bloeien die grote naam. Dat jij mij redden in mijn God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Wanneer die hele schepen klinken samen, hoe je met je grote naam.
Wil mijn Heer verlaten hier, die gewijd is meer en meer. Laat mij houden, verdierig jij, in vandaan, al eigen tijd. Wil mijn hand, de hand beschermen, die sparen, die goede weg. Wil mijn voeten sweet hier, ik bereid en kom hier. Hier mijn sneeuw, ik laat mijzelf, maar die hier op de brand. Laat mij mond, die boodschap draagt, o zal ver, wat naar die vraag. Weer mij goud, het zonder geld, as you man, my eigen beeld. Al mijn kinderen in verstaan, sterker, die vaderhart. Maar mijn hart verdient ontmoet. Heer, ik geef wat in mij woont. Red mij woon, voel ik dan. Altijd na die wijze raad. Heer, mijn Heer, verlaten hier. Die gewijd is meer en meer. Laat mij houden, verdierig jij, in vandaan, maar eigen tijd. Ja, kan maar zeggen. En ons hoofstuk vandag begin uit Handelinge. Ons het nou, soos ons nou weet in die Bybel, Matteus, Markus, Johannes, Lukas, hulle alles gelees. En al vier daardie evangelies het Jesus se lewe beskryf. Nou kom ons by Handelinge. Dis nou die interessante gedeelte, want ons glo ons ken God. Ons glo ons is tot bekering gekom. So, as jy doodseker is, jy het Jesus Christus as jou saligmaker aangeneem. As jy doodseker is, jy het 'n verhouding met God, het ons ook dan die volgende gedeelte van Handelinge, wat baie interessant is. Wat het hierdie apostels gedoen toe hulle agtergebly het op die aarde? En ek gaan vir ons lees uit Handelinge 1 vers 7 en van daar af aan. En hy antwoord hulle en sê vir hulle, dit kom julle nie toe om die tyd of die tye of geleenthede te weet, wat die Vader die sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea, Samaria en tot die uiterste van die aarde.
En nadat hy dit gesê het, is hy opgeleer. En terwyl hulle dit sien, het 'n wolk hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stik na die hemel kyk het, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Baie belangrik, paar punte wat Jesus vir ons geleer het daar. Eerste een is, hy gaan weg. Hy het ons 'n belofte gegee van die Heilige Gees. Nou kom ons en ons sê, ons het nou gelowig geword. Ons ken God. Right? Jy het tot bekering gekom. Dis gaaf. Maar wat is jou stap vorentoe? Wat gaan jy doen? Ek het nou tot bekering gekom, gaaf. Ek gaan nou hemel toe. Werk nie so nie. Ons weet, ons het vanmôre gepraat oor een aspek, trek jy wapenrusting aan, sodat jy kan staande kan bly. Want trek jy dit nie aan nie, gaan die duiwel jou uithaal. En ons ken daai punt ook, want nou het jy tot bekering gekom, nou sê jy, ek het jou lucky, ek is nou reg, ek gaan na die kerk toe, en ek kan net agteroor sit en niks doen nie. Sorry boet, dit werk nie so nie. Die feit van die saak is, jy moet uitgaan, presies daai ding wat ek gesê het, en die evangelie verkondig. Maar, hy het ook 'n ander belangrike punt gesê. Julle moet wag, dat julle die Heilige Gees ontvang. Want dis die Gees wat jou lei. Onthou ek het met julle gepraat oor die Gees, siel, gees, liggaam. En die Gees gaan jou oortuig van jou bekering. Bedoelende, jy is nou bekeer, nou moet jy kom by die punt, wat jy sê, Here, ek wil u Gees ontvang. En as ons verder in Handelinge lees, het hulle almal by mekaar gekom, en het hulle die Heilige Gees ontvang. Nou, die Gees is die belangrike een, en die dood. Onthou, Jesus was ook gedood. Ons is nou navolgers van Jesus, gelowiges. Ons moet die prentjie reg kry, dat ons die ding reg doen ook. Nou die groot dood, julle kan gerus met ons kom praat daaroor, as die Gees dit op jou lê, en die Here met jou praat daaroor, dan word jy gedoop. Ons het daar in die rivier, hierdie naweek mense gedoop. Spesifiek oor hierdie ding, want hulle het toe die feit gekom, maar dis wat God van jou verwag. Maar jy gaan 'n stap verder, as jy klaar gedoop is, kry jy die Gees. Jy word ook gedoop in die Gees. Jy gaan nog 'n stap verder, en van daar af, begin jy die evangelie verkondig. Nou oké, nou vat ek dit vir myself af. Gedoop, alles. Nou werk ek lekker in hierdie koöperatiewe maatskappy, jy het 'n cozy job, jy ken jou dinge loop nie, sê, jy weet, ons het 'n gesegde wat ons altyd sê, die lewe begin waar die grondpad begin. Dis nie meer as jy teerpad ry. Nou dis wanneer God jou begin toets. Wat is jou vertroue, wat is jou geloof? Gaan jy daai stap van geloof vat en sê, okay Vader, u voorsien vir my. En dis die saak wat Jesus vir die disippels ook gesê het, julle vat niks saam nie, julle vat net 'n stok nie, julle gaan loop. God sal voorsien. Baie interessante vers wat hy vir ons sê in Psalms, die regverdige sal deur die geloof lewe. In ander woorde, glo jy God, het jy tot beskerming, tot bekering gekom, glo jy in sy beskerming, glo jy in hom, gaan jy dit vat. Ek wil 'n interessante ding vir julle wel lees, want dit kom in Johannes 1:3 voor van vers 1, wat Nikodemus na Jesus toegekom het, en ek vind vir Jesus gesê, Here, ek is 'n geleerde, ja, jy is een van die groot manne, Paulus dieselfde ding, en vir hom gesê, wat sê u?
Want as u praat van jy moet wedergebore word. En hy kom na hom toe in die nag en hy sê vir hom, en hy vra vir hom, niemand kan hierdie tekens doen as God nie met hom is nie. Dis die eerste ding wat hy sien by Jesus. En Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as niemand weer gebore word, dan die koninkryk van God nie sien. Wat ek terugverwys het is, jy glo, jy word weer gebore. Nikodemus sê vir hom, hoe kan die mense se oud is weer gebore word? Ek kan tog nie tweede keer die skrif van sy moeder gaan gebore word nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Daai ding lê by jou, by God. Jou naam word in die boek van die lewe geskryf. Sodra jou naam daar is, wil ek amper sê, kan jy daai vrede kry. Here, ek is reg op die plek waar U my wil hê, maar wat wil U hê moet ek doen? Dis altyd ons groot vraag. Ons het almal hierdie verwagting van God. Nou kom jy tot bekering, nou wil jy die stap verder gaan. Hoe gaan jy daai stap vat? Hy sê dit duidelik vir ons. Jy moet uit water en gees gebore word. Want, sê hy verder, en hy verduidelik dit mooi. Want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Dis wanneer die gees van God in jou kom bly, en jy gedoop word, jy die gees van God ontvang. Want hy sê vir jou, moenie jou verwonder wat ek jou gesê het, jy moet weer gebore word. Want die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid. Maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan. So is dit elkeen wat uit die gees gebore word. Paulus het dieselfde effek gehad. Toe God vir hom gesê het, hoekom vervolg jy my? Het hy soort van blind geword. Nadat die ander apostel vir hom gebid het, het die skil van sy oë afgeval. Toe het hy tot die waarheid gekom. Ons is mense wat sondaars is. Die wêreld is te lekker. Ons wil net die verkeerde dinge doen. Nou word jy wedergebore. Jesus het opgevaar. Dis ons verlossing. Ons weet dit, ons glo dit, en ons het dit beleef. Die ander interessante ding van daai vers, bedoel dit toe Jesus opgevaar het, daar het engele gestaan. Nou vra ek julle nog 'n ander maklike vraag. Wie van julle ken engele? Het julle engele al gesien? Ons bid baie dat ons beskerm word. Die wapenrusting gaan jou nie alleen help nie. Jy moet nog bykom. Jy moet 'n engel hê. Baie ouens, jy's daar deur 'n ongelukstoneel of jy het 'n ding in nou omkoming gehad. Weet jy beskerm? Eerste ding wat ons sê, jy beskerm engel. Hy was daar. So, jou wapenrusting draai jou en nie engele draai jou. Engele is 'n baie belangrike faktor. Baie mense kan baie daaroor praat. Ek kan ook baie dinge vir julle gee oor engele. Want hulle stap daagliks saam met ons. Ons besef dit nie altyd nie. Dis daai ding wat jy haastig by plek wil kom en dan skielik wil die kypmotor nie werk nie. Jy moet uitklim en die kypmotor gaan oopmaak. Jy kan nie verstaan. En dan maak jy die hek oop en dan maak jy die hek toe en dan ry jy en as jy die straat afgery het so 3 blokke verder dan sien jy maar hier so ongeluk. En as jy daar was, dan was jy na ongeluk. Daai ding. En dit is hoe engele werk. Hulle is altyd teenwoordig. Ons dink nie altyd so nie, maar dit is hoekom hulle daar is. Hulle is vir jou en vir my daar. Jy moet net bid, want hy sê dit in Hebreërs 1. Die engele is dienende geeste vir ons as mens. Hulle is daar om ons vas te hou. Hulle is daar vir ons elkeen. Die ding wat ek wel wil beklemtoon is, ons weet, Jesus het opgevaar. Ons sing die oorwinningslied. Hy stap met ons. Kan jy daai oorwinningslied regtig sing en sê, Here,
Ek weet, jy het op die kruis vir my gesterf, nommer 1. Hoekom het hy dit gedoen? Uit liefde. Tweede ding, hy het ons beloof, hy gaan weg, maar hy gee ons die trooster. Ek noem hom baie keer die advokaat. Hoekom doen ek dit? Die dag as ons daarbo gaan kom, eerste man wat ook daar gaan staan, is Lucifer. Hy gaan jou aankla. En die advokaat van daai kant staan. En hy gaan sê, maar, maak sommer gou hierdie prentjie skoon, want ons weet, hy is 'n kind van my. Met ander woorde, ons kom terug na jou doop toe ook. As jy gedoop word, los jy die ou mens. Hy word begrawe. Jy los hom. Jy staan op as 'n nuwe mens. Jy staan op as 'n kind van God. Duidelik. En as jy by daai punt kom dat jy weet, jy hoef nie eers te worry nie, jy weet, jy is 'n kind van die Here. Want dis hier, dit lê hier in jou hart. Jy weet, jy is 'n kind van die Here. Hulle kan maar sê wat hulle wil. Ja, ons is almal groot mense. Wat hy ook sê in Psalms. Al struikel die regverdige 7 maal, God rig hom uit. Hy haal hom op. Hy tel hom op. Miskien naai. Ons maak foute, ons is mense. Maar as jy opgestaan het in Christus, gaan ons die ewige lewe hê. Dis wat hy vir ons reguit sê. Jy word weergebore. Jy moet weergebore word om God in sy volheid te leer ken. Want God het so baie dinge wat hy vir jou wil gee. Ek sê altyd, hy het 'n skatkamer vol persente. Daai skatkamer wat so vol persente is, jy moet hulle net gaan haal. Jy moet hulle net gaan soek. Hy gaan hulle vir jou gee. En die rede daarvoor is, jy kan dit nie met geld koop nie. Jy kan dit met niks koop nie. Want hy is die Vader van die tyd. En daai 3 sekondes wat hy jou spaar van die ongeluk, is alreeds sy bewarende hand en geskenk wat hy jou gee. Want wat het hy gedoen? Hy het jou die lewe geskenk vir nog 'n dag. Jy kon dood gewees op 'n oomblik. Jy het nog 'n ekstra dag gekry. Hy gee daai dag vir jou, sodat jy kan dink en sê, maar ook hierdie dag het God gemaak om my te bewaar van onheil. En hy doen dit op 'n daaglikse basis. Ons kan dit getuig, ek kan dit getuig. Dit is nie eers vir my 'n ding wat jare terug gebeur het nie. Laas week, vorige week, 3 dae terug, het dit en dit met jou gebeur. That's life, it happens. Maar God beskerm ons. Nou het jy opgestaan as 'n nuwe mens. Jesus het opgevaar. En hy het die trooster vir ons gegee, wat saam met ons loop. So loop die engel ook saam met ons. So kan ons God dank. Ja, selfs die disippels wat saam met hom geloop het, kon daai tyd nie verstaan, toe hy vir hulle sê, maar ons gaan brood breek, wat my liggaam is. Ons gaan die wyn drink, wat my bloed is. Want dit is ons beskerming, die bloed. Maar hy het ons ook by die punt gebring en ons geleer, hoekom ons die nagmaal gebruik. Ons het nou klaar die nagmaal gebruik, ons gaan hom weer vandag gebruik. Maar die rede hoekom ons hom vandag gebruik, is buite die feit dat ons die feit vier dat Jesus gesterf het. Vier ons sy opstanding. Want dit is deur hom dat hy weggegaan het, dat die trooster gekom het, dat die advokaat saam met ons loop. Dis deur hom, sy kruisiging, wat ons as mense nie kan verstaan nie. Dis baie keer mind-boggling. As jy gaan kyk na die mediese wetenskap, sal hulle presies sê hoeveel keer hom geslaan het, hoeveel keer hulle hom verneder het. Ek weet nie of ons dit sou doen nie. Jy kan vir jouself daai vraag afvra. En die hele pad geloop het met die kruis,
en die spykers wat deur sy hande en deur sy bene geslaan is, dan sê ek baie keer, dankie Here, jy het dit vir my gedoen, uit liefde. Net uit liefde uit. En dit is nie net vir my, dit is vir elkeen van julle. Dan besef jy, maar God is groot, en hy is in beheer van alles. Daarom besef jy dan ook, Here, dit wat jy gedoen het, het geen mens op aarde gedoen nie. En ek twyfel of geen mens na dit weer dit sal kan doen. Ons weet wel die disciples wat apostels geword het, van hulle het gruwelike dode gesterf. Hulle is gekruisig, doodgemaak, ontdoof ensovoorts. Maar weer eens vir hulle geloof. Omdat hulle geweet het, hierso, waar die Gees is die Gees met Godse Gees. En as jy verstaan dat Godse Gees met jou Gees is, dan het jy nie 'n probleem nie. Dan weet jy, God wandel met jou. Ek gaan vra, Percy, gaan ons gou die brood en die wyn bring? Okay. Heel kort ontstaan. Ja, dat is feit. Sport nog. Terwyl hulle besig daar is, wil ek net vir julle hierdie gedeelte lees, wat op ons van toepassing is. En dit is Johannes 16 vers 4.
Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek dit vir julle gesê het. Maar ek het dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra waar gaan u heen nie. Dis wat Jesus vir hulle sê, wat ons gelees het in Johannes 1 ook. In die begin was die woord, en die woord was by God. Maar die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. En dis wat Jesus vir hulle sê. Maar omdat ek dit vir julle gesê het, die droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En hoor mooi waar ek praat van die Gees hierso, wat ek bedoel. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid en van oordeel. Die sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Nou, dit is die belangrike punt wat ek begin het heel eerste genoem, glo. Jy sondig klaar as jy nie in God glo nie. Einde van die saak, so verder soos dit. Dan is jy al klaar teen God. Want jy glo nie in hom nie, en jy het al hierdie ander valse dingetjies wat die mense doen. En dit is hy wat presies die verleiding van die wêreld doen. Dis wat die bose doen. Hy verlei die mense, hy vertel hulle allerlei ander nonsens. En dan glo jy nie, dan dink jy, maar dit wat hulle praat is nie die waarheid nie. Ek gaan dit weer herhaal, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is, die bose waarvan ek gepraat het. So, eerste ding, ons glo. Dit draai jou klaar in die saak van geregtigheid as 'n regverdigheid teenoor God. En die oomblik as jy dit doen, begin jy glo, en dan doen jy ook wat ons nou doen met die nagmaal. Jesus het gekom, hy het vir ons gesterwe. En as ons die brood eet, weet ons, dit is 'n toonbeeld van sy liggaam, wat vir ons gebreek is. Dit is wat hy vir ons gedoen het uit liefde. Hy het op die kruis gesterf, en dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is. Ek sal op 'n volgende keer vir ons praat oor die tabernakel en die goed, want hierdie gedeeltes wat Jesus nie gedoen het, kom alles weer uit die Ou Testament uit. Soos ek in die verlede gesê het, 67.345 verwysings van die Ou Testament na die Nuwe Testament, wat elkeen kruisverwysings is. Wat elke keer verwys na die woord van God. Hoekom hy dit gedoen het? Hoekom die profete dit gesê, waarvan ons weet op die oomblik is 86% van die profete se voorspellings alreeds waar geword. So ons leef in die laaste dag, ons werk in die laaste dag, waaroor ons bly is. Want ons weet, hoe vinniger dit gebeur, hoe vinniger gaan Jesus kom. So eenvoudig soos dit. So ons gaan die brood eet, as herdenking aan die liggaam van Christus. Die wyn wat ons gebruik as voorbeeld van die bloed van Jesus is 'n baie belangrike ding. Want dis die bloed van Jesus wat ons beskerm teen die aanvalle van die bose. Dis die bloed van Jesus wat ons genees. Dis die bloed van Jesus wat ons tot bekering oortuig. Dis die bloed van Jesus, en ek het 'n lang lys daaroor, hoekom ons die bloed van Jesus baie belangrik ag, maar baie mense verstaan dit nie. Hy is ook deel van die wapenrusting.
As jy met die bose in kontak kom en sien jy die bloed van Jesus, dan praat hy nie eens verder en gee hy pad. Want hy weet, dis deel van jou beskerming. Ek het gepraat oor dit in die verlede, die wapens van die lig. Ek gaan dit nog vir julle gee. Daai hele gedeelte van die wapens van die lig, sluit die bloed van Jesus in. En jy hoef nie eens iets te sê, die bose vlug van jou. Eerste plek, jy het klaar jou sonde bely. Tweede plek, jy is klaar gedoop. Derde plek, jy ken God. Met ander woorde, die bose weet klaar, as hy met jou wil kontak maak, moet hy hier 'n plan maak om met die bloed van Jesus verby te kom. Dit is not gonna happen. Hy gaan dit nie regkry nie. So drink dit as naglas van die bloed van Jesus. Dan wil ek net die laaste vers vir ons lees, voor ons helemaal afsluit. Moet ek nou sê. Dan gaan hy verder in vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. En die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek dit gesê en dit sal neem uit wat aan my behoort en dit aan julle verkondig. Ek het vroeër gepraat van die persente van God. Dus soos ek altyd sê, beskou dit as baie heilig in daai opsig. Jy ontvang die Gees en God kom en hy openbaar aan jou dinge. Hy wys vir jou. Ek meen, ek gaan julle 'n maklike voorbeeld gee. Hoekom het ons baie keer drome? Vra maar vir Jesus, hy het 'n droom gekry, vertel hom. Dis dinge wat God in jou openbaar, wat die Gees in jou is. En dis wat ek altyd sê, dis die lekker gedeelte, wat jy met God wandel, wat hy jou vertel, wat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, God het hierdie ding vir jou gesê, en jy kan met daai droom, kan jy 'n ding doen. Hy het vir my al baie gegee, en dan werk ek om klaar uit, 6-7 maande later gebeur die ding. Party dinge 2-3 dae later gebeur die ding. Want ek jou klaar voor die tyd gegee, dit verduidelik, hy het vir jou gesê. So, die beginpunt is hierso, maak seker, jy ken God, soos ons sê. Kry hom in jou hart, werk met hom. En jy gaan opstaan, saam met hom. Onthou as hy kom roep hy jou, dan kom haal hy jou, dan gaan jy opvaar saam met hom. Die groot ding is, glo in hom, want die waarheid van die teenoorgestelde glo jy nie in God nie. Sondig jy teen God, baie eenvoudig. Soos ek baie keer sê, no rocket science, bra. That's how it works. Dis waar die tekkie die teer slaag. Daar is nie 'n verskil nie. Jy loop nie hierdie pad of daai pad nie. Short and sweet. Kom ons bid saam. Ons hemelse God, U wat die heilige God is. U wat die mens ken. Jehovah Jireh, Adonai. Ons loof U Vader, want U is God. U ken ons by die naam. U het ons elkeen gemaak. Ons kom in hierdie oggenduur na U toe. Deur die bloed van Jesus, en ons vra wees ons sondaars genadig, Here. Bid vir elkeen van ons hierso, dat U met ons sal gaan in hierdie week. Dat U ons sal bewaar en beskerm. Dat U ons sal oortuig van sonde. Dat U
met ons sal wandel en sal handel, omdat U weet, ons is mense, ons is nietige mense. Ja, Here, soos Dawid ook sê, ek is te dom om mens te kan wees, want ek verstaan nie U grootheid nie, ek verstaan nie U liefde nie, maar ek weet net een ding, U is God, en U ken ons by die naam, en U het Jesus vir ons gestuur, om te sterwe, en op te staan, sodat ons saam met hom kan opstaan, en saam met hom ook in die hemel kan wees. En ons loof U daarvoor, Vader, want ons weet, dit is ons almal se einddoel. Daar is geen verskil rondom daai ene nie. En ons loof U daarvoor, Vader. Ons prys U daarvoor, en ons vra U hand van bewaring, van beskerming, van liefde oor elkeen van ons, in hierdie week, ook in hierdie maand. Want dis soos wat U sê in U woord, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aansig oor jou skyn en jou genadig maak. Die Here sal sy aansig oor jou skyn en jou vrede gee. Ja, daai shalom en vrede, Here, wat vir elkeen is. En ons dank U daarvoor in die naam van Jesus Christus van Nazarene. Hy wat op die kruis van Golgotha vir ons sondes gesterf het, en sit aan die regterhand van U, o God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. En ons dank U daarvoor. Amen. Amen.